Ons sluit hierdie woord. Here, baie dankie vir nog 'n dag tot ons lewens. Here, dankie dat U elkeen van ons geseën het. Here, dankie vir U woord. My gebed is, Heilige Gees, dat U met elkeen van ons nou sal wees. Here, dat U my lippe sal seën. Here, dat ons sal hoor, elkeen van ons sal hoor wat U vandag vir ons sal sê en wil sê. Here, dat ons sal uitgaan en dat ons dit sal gaan toepas. Here, wat sonder toepassing is dit maar net 'n boodskap wat ons hoor. Wees met ons. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Nou weer eens baie welkom by vandag se diens. Laasweek het ek met julle gedeel oor hoe om 'n lewe te lei wat God behaag. En ons het die skrifgedeelte gevind in Openbaring 4. En ek het oor 3 leefwyse wat ons uitleef gedeel. Die eerste een is die gewone lewe. En hier het ek genoem dat 90% van die aarde se bevolking, 90% van ons as mens, hierdie leefwyse toepas. Dis hoe ons leef. Ons worry oor niks nie. Ons spreek woord, so gemaak, so laat staan. Die tweede een, 'n vleeslike lewe. En hier het ek genoem dat ons Jesus Christus as saligmaker en verlosser aangeneem het. Maar ons bly babakties en groei nie. En ons bly terugval na die verlede toe. Ons bly backslide. Ons bly teruggaan na die verlede toe. Die derde een was die Christelike lewe. En hierdie is 'n lewe wat God behaag. En ek het toe vinnig voortgegaan en as julle mooi kan onthou, het ek 7 punte met julle gedeel. En dis wat ek vanoggend toe ek julle welkom geheet het gesê, daar's 7 punte genoem, maar as ons net een van daardie 7 punte neem en ons pas dit toe, dan begin ek en jy God behaag. Die eerste een, leef dit vreesbevange. En hier het ek gesê dat ek en jy God moet vrees. God is nie my en jou ou pel nie. Hoor mooi. God is nie my en jou ou pel nie. O, die ou man daarbo, please. Don't go that route. Vrees God. Die tweede een is, leef dit gehoorsaam. Luister na God se woord. Luister na God se woord. Wanneer ek en jy God se woord vat, wanneer ek en jy God se woord lees, praat God met my en jou. In elke skrif, elke gedeelte wat ons lees, praat die Here met ons. En ons moet luister. Die derde een, leef dit eenvoudig. Easy, plain and simple. En nie dit uitgebrei en gesê, bly weg van slegte vriende. Jy sien wat vriende maak, dat ek terugval. Vriende maak, dat ek nie wil vorentoe gaan nie. Vriende maak, dat ek maar die ou self bly. Wat ek gesê het ook, you know what? Toe ek die Here aangeneem het ek 'n klomp vriende verloor. Maar ek het 'n familie bygekry. Jy sien, en dit sê vir my veel meer as wat daardie verkeerde vriende was. Ek het ook gesê, bly weg van verkeerde beginsels. Bly weg van hierdie sekere religious dinge wat ons moet doen. False prophets, bly weg daarvan. Die vierde een, leef dit skoon. Ons moet sorg dat ons 'n lewe leef wat skoon is. Die vyfde een, leef dit met dankbaarheid. Ons moet God loof en dank vir alles wat ons het. Vanoggend het ons 'n liedjie gesing, uit die as kom daar nuwe hoop. Onthou julle daardie woorde? As ons gaan kyk, ons sit in die wintermaande. Oral te brand dit. Maar kan ek vir julle sê dat daardie veld wat gebrand het, met die eerste bietjie vog, hierdie ryp wat daarso is, as die son dit vang, daai klein bietjie water, gaan kyk oor 2 of 3 dae, dan sien julle die nuwe lewe wat daar uitkom. Uit die as kom nuwe hoop en nuwe lewe.
Die 6de een, leef dit vrugbaar. Nie het ek gesê, ek en jy moet goeie vrug dra. Ek en jy moet vrug dra wat mense sal kom en sê, maar ek wil hê wat Rikus het. Wat het Rikus? Rikus het Jesus Christus. Ek en jy moet goeie vrug dra. En die laaste een was, leef dit voltooid. Ons moet ons Christen lewe 24/7, 365. Leef elke dag. Dit help nie, ek kom kerk toe en ek is so, en ek kyk julle vanoggend in die oë, en julle, dis hoe julle is op 'n Sondag, maar as ons hier uitstap, die Maandag tot die Saterdag toe, nou hoor ons mos daar die woorde, ek wil nie soos daai man wees nie, het julle al gesien, of ek wil nie soos daar die vrou wees nie. Hulle sit mos in die voorste banke en, can I just say it? The only people that sit in the front row of this congregation is Brett en Clint. Ek wil nie wees soos daai mense wat in die voorrye van die kerk sit nie. Dis mos waar. Ek en jy moet ons Christen lewe 24/7, 365 uitleef en nie net 'n once-off display nie. Wel, vandag wil ek deel oor die boodskap, wat beteken dit om skatte bymekaar te maak in die hemel? En as ek julle vandag die vraag sou vra, wat sal julle sê is ons doel vir die lewe? Wat is my en jou doel vir die lewe? Kom ons dink 'n bietjie mooi. Is dit om skatte bymekaar te maak, soos geld of eiendom? En dan op die ou einde van die dag, verloor ons alles, wanneer ons sterf. Of is daar meer tot my en jou lewe? En ek wil vandag deel dat daar meer tot my en jou lewe is, as net om skatte bymekaar te maak. Julle sien wanneer ons lees in Matteus 6 vers 19 tot 21, en julle sal sien vandag het ek 'n hele paar skrifte, so bear with me. Matteus 6, 19 tot 21, en ek het dit spesifiek uit die boodskap Bybel, want hoor mooi, hoe sê die boodskap Bybel dit vir ons? Hou op om van die oggend tot die aand agter geld aan te hardloop. Niks hou hier vir altyd nie. Diewe breek oral in en steel. Motte en goggas vreet alles op, en ouderdom laat dinge vergaan. Maak eerder vir julle bankrekening daar by God in die hemel oop. Geen dief kan ooit daar inbreek om iets te probeer steel nie. Die dinge waarmee jy jou van vroeg tot laat besig hou, sê wat die belangrikste in jou lewe is. Jou lewe wys waar jy jou rekening oopgemaak het. Julle sien in hierdie skrifgedeelte sê Jesus vir ons wat die probleem is met materiële dinge. En ons leef in 'n wêreld waar materiële dinge vir ons belangrik is. En ons bly by mekaar maak. En ek het dit al 'n paar keer hier gesê, when is enough enough? Wanneer raak genoeg genoeg? Ek gaan nie eens vra, want ek weet ek gaan verskillende antwoorde kry, maar vir myself, wanneer is genoeg genoeg? Wanneer breek gaan jy genoeg motorfiets hê, of ek nou baie het? Nee, ek het net 2. Ek het net 2. Hoor julle wat ek sê? Ek het 'n groot stofdonkie en dan het ek so 125 wat ek in die somer gebruik werk toe terug. En dan het ek nog 'n bakkie ook. En dan het die won nog haar kar ook. Hoor julle? So I am blessed. Maar wanneer raak genoeg? Maar ek soek nog net daardie skooter. Of ek soek nog net daardie bakkie. Julle sien, en dit is asof dit al is waaroor ons lewe gaan. Om net aardse skatte bymekaar te maak.
Prediker 6 vers 1 tot 2 in die boodskap sê vir ons: in hierdie lewe het ek iets gesien wat tragies is. God gee aan iemand rykdom, besittings en 'n baie goeie naam, sodat hy aan niks 'n tekort het nie. Maar hy laat hom nie toe om dit te geniet nie. 'n vreemdeling kom en geniet dit dan. So iets is bitter swaar om te verstaan. Dit maak die lewe sinloos. Julle sien die waarheid is dat wanneer ek en jy in hierdie lewe inkom, wanneer ek en jy in die wêreld inkom, kom ek en jy met absoluut niks daarin. We enter the world naked. Wanneer ek en jy in die lewe afstaan in die dood, wanneer ek en jy doodgaan, het ons wel klere aan, moontlik. Maar ek en jy kan absoluut niks saam met ons vat nie. Niks. Ek kan nie my 2 motorfiets en my bakkie, ons kar, daai dinge, ek kan dit nie saam met my vat nie. Ek kan niks saam met my vat nie. 1 Timoteus 6 vers 7 en 53 sê vir ons, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. En dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Dis God se woord, my boetie en my sissel. God se woord wat dit vir my en jou sê. En hoor mooi, ek wil net sê dat daar niks fout is om te werk en jou salaris te verdien nie. Daar is ook nie fout dat ons sekere dinge bymekaar maak nie, 'n huis, 'n kar, 'n motorfiets. There is no problem with it. Julle sien die probleem raak wanneer dit te raak. Dit raak te. En die Bybel sê vir ons dat ons moet werk. Maar dit gaan daaroor dat dit nie die enigste ding is wat ons moet doen nie. In God se oë gaan dit nie oor wat ons het nie. Ek kan nie God impress met my motorfietsie, met my kar, met my huis. Ek kan God nie impress met dit. En hier het ek geskryf, ons moet ook nie greedy, weer eens, verskoon die Engels, wat is 'n goeie woord vir greedy in Afrikaans? Vraatsig. Ons moet ook nie vraatsig wees en net meer en meer wil hê om alles wat ons begeer te kry nie. Jy sien wat ons raak partykeer raak ons vraatsig. Ons is nie tevrede met dit wat ons het. En ek het ook al gedeel, ek gaan nie eens praat oor vrouens se skoene nie. There's a pair of shoes in every woman's closet that they can wear a different pair for 365 days a year. Lukas 12 vers 15 in die NLV sê vir ons, toe het hy gesê, pas op, moenie gierig wees nie. Ware lewe word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie. Kyk nou. Ware lewe word nie gemeet aan hoeveel ons besit nie. Jy sien, dit wat ons op aarde het, kan gesteel word. En ek het hier geskryf ook, dit kan in 'n brand verloor word. En die afgelope 2 weke weet ek van 2 gevalle. Een geval hier in Welkom, waar die persone alles verloor het. Daar's tot 'n lewe wat verloor is, maar alles verloor is. Woensdag in Kroonstad presies dieselfde. 2 huisgesinne, alles. Alles verloor. En ek ken die persone wat alles verloor het, die Vrydag, of die Woensdag. Die Vrydag toe bel ek om, ek het hulle 2 jaar terug, of 1 jaar terug het ek hulle getrou. Toe sê hy vir my, Brent, die ergste is, dit was my ma en my pa se huis. Dit wat hulle vir 35 jaar by mekaar gehad het, is gone. Ons het uitgestap met die klere aan ons lyf.
Hoor julle wat ek sê? Die geskryf, everything gone within minutes. Everything. Toe ek met hom praat Vrydag, gesê my Brett, you can be thankful that we walked out alive. Usually the time when the fire started, it was usually the time, die tyd wat sy pa 'n middagslaapie gaan neem het, sy pa het nie daai middag geslaap nie. Dat uitgestap met hulle lewens. Toe ek vra wat, toe sê, weet jy wat, die Here het ons geseën, ons het 'n plek om te bly tot Dinsdag toe. Ons het kos, ons het klere, die Here het ons geseën. Ons kan so maklik omdraai en sê, man, why Lord? En ons gaan dit vra, Here, hoekom? Maar wat probeer jy deurgee vir ons, Brett? Wat ek probeer deurgee is, aardse goed is aardse goed. You can lose it within seconds. Maar ons heg soveel waarde aan aardse besittings. Maar ons hemelse skatte, man, we will do it tomorrow. So hoe maak ek en jy hemelse skatte bymekaar? Net so 'n paar punte, vinnige punte. Die eerste een, ontvang Jesus Christus as saligmaker en verlosser. Jy sien, Jesus is ons ultimate skat. Jesus is my en jou ultimate skat. Jesus is meer belangrik as enigiets of enige persoon in hierdie lewe. En ek gaan julle miskien skok vandag. Kan ek eerlik wees met julle? Kan ek julle in die oë kyk? Ons het nou gesê, yes, Brett, happy anniversary, 29 jaar. Maar kan ek julle sê, Jesus is vir my belangriker as wat Yvonne vir my is. As jy met Yvonne gaan praat, dan gaan sy sê, toe as jy nou toe gery het, ek sal dit weer doen 29 jaar, ek soek niemand anders te nie. Maar kan ek vir jou sê, Jesus is belangriker vir my as wat jy is. You see, Jesus needs to be our number one priority. Dis wat God se woord sê. Eerste God, dan jou man, jou vrou, dan jou kinders, dan die res. Dis hoe dit werk. En Yvonne weet dit. Julle sien, sonder Jesus is ek en jy 'n groot nul op 'n kontrak. Ons is niks nie. Om wedergebore te word, gee vir ons 'n hele nuwe uitkyk op die lewe. Ons kry 'n nuwe hart, 'n hele nuwe lewe. 'n Hele nuwe lewe. Kolossense 3 vers 1 tot 2 in die boodskap Bybel sê vir ons: onthou dit altyd. Toe julle Christene geword het julle saam met Christus 'n nuwe lewe gekry. Tree asseblief nou op, soos mense wat saam en vir die Here leef. Julle moet al meer so leef, dat Jesus daarmee tevrede sal wees. Onthou, hy is die een met die mag. Hy sit op die oomblik op die ereplek langs God self in die hemel. Moenie toelaat dat dinge wat nie vir Jesus belangrik is nie, vir julle te belangrik word nie. Ek praat van tydelike, aardse dinge, waarmee julle partymal so kan besig hou. Bestee liewer aan julle tyd, aan dinge wat vir Jesus belangrik is. Dink daaroor na, praat daaroor en doen dit. Jy sien, ons kan baie keer praat. Ons kan baie keer dink daaroor. Maar ek en jy moet dit doen. Ek en jy moet dit doen. Die tweede een, deel die evangelie van Jesus Christus. Elke Christen is geroep om die evangelie van Jesus te deel. My boetie en my sissa, ja, jy wat vanoggend hier sit, jy wat vanoggend na hierdie boodskap of vandag na hierdie boodskap gaan luister op YouTube of Facebook, jy wat Jesus Christus aangeneem het as saligmaker en verlosser, daar is 'n plig, 'n taak op jou om die evangelie te deel. It's not only my responsibility. Elke een van ons het 'n verantwoordelikheid. Elke een van ons het gawes ontvang.
Dit baie van julle sit hier so. Kief weet ek het op die myn gewerk. Byla weet ek het op die myn gewerk. Hy's nou 'n pensioner. My mond het Woensdag toe hom gelukwens met sy verjaarsdag. Het my mond oopgehang wat hy gesê het, ek is nou 'n pensioner ook. Toe sê ek, maar Byla, dis die middel van die maand op. Dis nog nie die einde. Toe sê nee, dit werk nie so op die myn nie. Die dag wat jy 63 werk op die myn is jy sommer klaar. Toe jy nou die tweede of die derde 63 word, dan maak jy sommer daai dag klaar. Dis nie soos die staat by ons, jy moet nog daai maand klaar werk. Hulle vat nog, dis anderste. Ernest, ek weet, jy was op die myn. En nie, ek weet wat jy doen. Kompie, ek dink, jy was ook op die myn, as ek dit nie mis het. Bebop, weet ek wat Bebop nou doen. En ek vat net so in die manne. Herman, ek weet wat jy doen. Herman, ek weet wat jy doen. Spyker, ek weet op 'n stadium, weet ek, jy is baie op die pad. Ek het nou die dag gehoor dat hulle sê, jy's 'n rep. Ek het dit nooit geweet nie. Ek weet nie wat jy rep nie, maar you understand what I'm trying to say. Jy sien, elkeen van ons het gawes ontvang. Elkeen van ons het met verskillende mense te doen. Ek is 'n hondeman. I work for the South African Police Service. So, die mense met wie ek te doen het, is nie dieselfde mense met wie julle te doen het nie. Zelly, jy's 'n onderwyser. Rikus, jy's 'n onderwyser. Tia, jy doen met baie mense het jy te doen in jou salon. But you know what? We all have different people. En ek sien julle Sondag, sien ek julle hierso. Maar op die einde van die dag, I don't move in the same circles as you move. So God het elkeen van ons daardie gawe gegee, daar waar ons is, om die evangelie te verkondig. Ek het hier geskryf ook, gebruik daardie gawes wat God vir jou gegee het tot uitbouing van God se koninkryk. Jy maak daardie skatte bymekaar. Jy sê moet nooit dink, but it's just for that person standing there at the pulpit sometimes. Nee. Jy weet nie hoe jy mense kan aanraak vir die Here nie. Just take that step. Die derde, doen alles tot eer van God. Daar is belonings vir elkeen van ons. As ons motief daar is om God te verheerlik. Om skatte bymekaar te maak in die hemel, beteken dit dat ons nie vir onsself leef nie, maar ons leef tot eer en verheerliking van God. That is why I'm on earth. That is why I'm here. For God. Kolossense 3:23 tot 24 in die boodskap sê dit vir ons. Julle wil tog die Here tevrede stel en nie mense nie. Laat mense dit ook sien aan die oorgawe waarmee julle werk doen. Die Here sal vir julle gee wat julle verdien. Daarvan kan julle seker wees. Julle sal by hom in sy nuwe wêreld gaan bly en daar alles geniet wat hy vir julle sal gee. Want die eintlike baas vir wie julle werk is mos Christus. En hierdie baas trek, wat sê hy daarso? En hierdie baas trek niemand voor nie. Jy sien, partykeer het ek 'n werk of is ek in 'n werk waar I'm Mr. Nice Guy, dan kry ek al hierdie voordele. Ek sit mos my goeie voetjie voor. En dan wys ek mos hierdie op daai. Maar julle sien, by die Here kan ons dit nie doen nie. Want ons word nie voorgetrek nie. Die vierde een, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Om skatte bymekaar te maak in die hemel, moet ek en jy, hoor mooi, dis nie sal ek en jy, of kan ek en jy, moet ek en jy God altyd eers stel. Wanneer ek en jy 'n regverdige lewe lei en ons goeie vrug dra, sal God ons beloon. Hoor mooi, in hierdie lewe sal ons vervolg word.
Maar God kom en sê vir my en jou in Matteus 5 vers 10 tot 12 en die 53. Salig is die wat vervolg word, ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Hoor mooi. Salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek. Dis soos daardie tel wat jy sê, nee my ou maat, ek gaan nie saam met jou nie, dis nie, that's not my scene. Ek is 'n kind van die Here. Ja, wanneer het jy nou so geword, dan wanneer het jy so, you know what, do the right thing, do what God wants you to do. Not for people. Not for people. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele, want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Die 5de een, verloon of ontken jouself. Volg Christus en moenie aan die standaarde van die wêreld voldoen nie. Romeine 12:2-53 sê vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Julle sien, ek het altyd toe ek in my BC days geleef het, en ons weet waaroor BC, before Christ, toe ek in my BC days geleef het ons mos altyd daardie skrif aangehaal, beproef alles en behou die goeie. Kom ons wees eerlik met mekaar, het julle dit nie gesê nie? Beproef alles, I can do this thing that is wrong, ek beproef dit mos. Jy sien, wanneer ek en jy die dinge van die wêreld afsê, sal ek en jy vir ons skatte bymekaar maak in die hemel. Matteus 16:24-26 in die 53 sê vir ons, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? Ek wil graag gaan afsluit met die volgende. Om skatte bymekaar te maak in die hemel, moet ek en jy, hoor weer eens, moet ek en jy 'n gehoorsame verhouding met God leef. Ek en jy moet God eer, en dit moet gaan oor God, en nie oor my nie. Hoor mooi, dit moet gaan oor God, en nie oor ons nie. In 'n vervalle wêreld waar daar soveel sonde is my gebed dat ek en jy nie sal backslide nie. Ek bid ook dat ek en jy alles sal doen tot eer en heerlikheid van God se koninkryk. Dat ek en jy nie die dinge is wat tydelik is, sal kies nie. Dat ek en jy die ewigheidslewe sal kies. En dat ek en jy vir ons skatte bymekaar sal maak in die hemel. Ons doel is dus om God te dien. Om God se regverdigheid te soek deur in 'n lewende verhouding met Jesus Christus te wees. Jy sien my boetie, my sussie, that's a final line. Ek het 5 punte aan julle genoem wat ons moet doen om die hemelse skatte. Maar as julle net hierdie laaste een, hierdie laaste sinnetjie, net hierdie laaste gedeelte vat en dit toepas in jou lewe. En daardie is dat ons altyd God sal dien en om God se regverdigheid te soek deur in 'n lewende verhouding met Jesus Christus te wees. Jy sien waar Jesus Christus my alles is. Jesus is more important. God the Father is more important than my wife. God is more important than my children. Kan ek julle in die oë kyk en sê, God is more important than each and every one of you in my life. As ek God eerste stel, weet ek dat julle ook vir my belangrik is.
Hulle sien in my lewe, deur my lewe, kan julle kom en sê, maar Brent wys vir ons. Daar's 'n spreekwoord wat sê, talk is cheap, money buys the Coca-Cola. Please don't let your talk be cheap. Don't let your talk be cheap. Put your mouth where your way of life is. En gaan uit en wys vir die mense dat jy besig is om skatte te maak in die hemel. Dat jy 'n kind van God is. Dat jy hier is om die wêreld om te keer en terug te bring na God. Amen. Kom sluit oor. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons weet, Here, dat U in beheer is. Here, help my en elkeen vandag wat na hierdie woord luister. Here, laat ons U altyd eerste sal sit. Here, laat ons in 'n lewende verhouding met U sal kom. Here, laat ons sal wys dat, Here, dit gaan nie oor aardse skatte nie. Here, laat dit gaan oor U. Laat ons van vandag af, van nou af, 'n besluit sal maak. Dat, Here, dat ons hemelse skatte bymekaar gaan maak. Here, dat ons mense na U toe sal bring. Lord, that we will show by the way that we live that You are in control of each and every one of our lives. Wees met elkeen van ons. Seën ons, Here. Help ons. Here, ons weet dat die pad nie maklik is. Help ons om daardie pad te volg. Dit is my gebed in die naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons die offerande opneem.